kerkdiens vanaand nie, dit is 'n oujaarsdiens. Wat ons so 'n bietjie gaan totsiens sê vir hierdie ou jaar wat verby is en ons gaan 'n nuwe jaar groet. Toe ek die Here vra, waaroor sal ek vanaand praat? Of dan preek? Toe bring die Here hierdie gedeelte van my op van Jeremia. En dit is eintlik 'n baie diep boodskap. En soos ons deur hierdie boodskap gaan werk vanaand, gaan u sien wat ek bedoel. Ek kan u verseker dat dit was nie maklik om 'n Jeremia te gewees het nie. Die van u wat die boek Jeremia al gelees het en bestudeer het, sal verstaan dat hy was genoem die profeet van trane. Hy het met soveel passie die woord van die Here gebring, dat hy het altyd gehuil. Hy het geween vir die volk van die Here wat verlore gaan. Maar hy het nie 'n maklike pad gehad as 'n profeet nie. Onthou een ding, as mense in sonde leef, is die laaste ding wat hy wil hê, is om reggehelp te word. En die volk Israel was nie vreemd vir dit nie. Ek gaan 'n boodskap bring, die profete van die Here, en wat dit beteken het om 'n profeet van hom te gewees het in die Ou Testament. Maar vanaand se boodskap, Jeremia 20 van vers 1 tot 2. Dan gaan ons ook kyk na Jeremia 20 vers 9 tot 11. Here, waar ek hierdie woord gaan bring, laat dit sal insink in elkeen se lewe. Laat dit sal insink in elkeen wat hierdie video ook gaan kyk, se harte. En soos dit sal aangaan, die woord duidelik en verstaanbaar, deur u Heilige Gees vir ons elkeen sal wees. Kom ons kyk Jeremia 20 vers 1 tot 2. In hierdie gedeelte word Jeremia deur die priester Passer geslaan en in 'n blok gesit. En Passer, die seun van Immer, die priester wat hoofopsigter was in die huis van die Here, het Jeremia hierdie woorde gehoor profeteer. Nou wanneer u gaan 18 en 19 lees, dan gaan u sien wat het hy geprofeteer. Dit was nie goed vir Israel nie. Dit was nie goed vir hulle gewees nie. Maar ek kan vir u sê, hy het hulle so ontstel dat hy geslaan geword het. Vers 2. Toe het Passer die profeet geslaan en hom in die blok gesit, wat in die boonste poort van Benjamin was, by die huis van die Here, met ander woorde by die tempel. Ons moet mooi kyk daarna, by die poort van Benjamin, dis die hoofpoort waar almal in en uit gegaan het, is hy binne in die blok gesit. Jeremia 20 vers 9 en tot vers 11. En as ek sê, dis Jeremia wat hier praat, ek sal aan hom nie meer dink en aan sy naam nie meer spreek nie. Hy sê hy wil nie meer van die Here praat nie. Hy wil nie meer spreek vir die Here nie. Dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente, en ek het my moeg gemaak om dit uit te hou, maar ek kon nie. Ek wil vir jou vandaan sê, as jy 'n ware kind van die Here is, en jy is 'n gesalfde van hom, kan jy nie stil bly nie. As die Here jou stuur, sal jy gaan. En as jy nie gaan nie, is daar moeilikheid. Ek kan nie verseker, dit brand in my hart om hierdie evangelie uit te kry, en as ek dit nie doen nie, dan brand dit so ook in my gebeente. Vers 10. Want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, klaag aan, en ons sal hom aanklaag. Dis wat die mense met hom wou doen.
Al die mense wat met my in vrede lewe, jou vriende, loer op my val, hulle sê, miskien laat hy hom verlei, dan kan ons hom oorweldig. En wraak op hom neem, maar die Here is met my. Hoor hierdie woorde. Maar die Here is met my, soos 'n geweldige held. Daarom sal my vervolger struikel en nie oorwin nie. Hulle staan diep beskaamd, omdat hulle nie geslaag het, 'n ewige smaad, wat nie vergeet sal word nie. As ons gaan kyk na Jeremia 18, 19 en 20, dan waarsku die Here Israel met 'n ernstige waarskuwing. Hulle het weer in sonde ingeval, afgodsaanbidding. Hulle het weer alles verkeerd gaan begin te doen. En Jeremia doen net wat die Here vir hom sê, en onskuldiglik word hy in die blok gesit. En dit nogal deur die hoëpriester Passer. Voor dit was hy in 'n moddergat gegooi. Hulle praat van 'n modderput. Baie sê dit was 'n rioolput. Maar die Bybel praat net van 'n put. Selfs tronkstraf gekry. Net omdat hy die waarheid gepraat het. Ek wil vanaand probeer om hierdie man se lewe met ons lewens te vergelyk. Ons omstandighede en hoe die lewe ons in 'n blok kan sit. Jy is geroep vir die werk van die Here, maar jy kan nie gaan nie. As gevolg van omstandighede, hou dit jou in die blok vas. Ek kan nie verlossing kry nie. Kan nie loskom uit daai blok uit nie. Selfs 'n finansiële blok. Dis een van ons groot probleme vandag in die kerk. Dis hoe om die kerk vorentoe te vat, sonder finansies. Siekte in jou liggaam kan jou in 'n blok sit. Kom ons kyk gou in kort, wat was die blok waarin Jeremia gesit was? Dit was 'n houtbalk met 3 holtes, een vir die hand, een vir die ander hand, linkerhand, regterhand, en jou kop in die middel. Dan het hulle in die bokant dieselfde gehad en die punte vasgemaak met toue. En dit was in die grond gesit. Maar hulle het seker gemaak, dis in een van die meer ongemaklikste posisies wat jy kan instaan. Dit was nie 'n grap om in die blok gesit te word nie. Dit was baie, baie moeilik. En daar het jy gebly vir so lank as wat die straf van die hoëpriester dan vir jou gegee is. Die vernederend om in daai blok te wees. Hier is Jeremia, hy hoor van die Here, hy word onskuldiglik. Hy is onskuldig in hierdie saak. Hy gaan sê net wat die Here gesê het. En hulle vat hom en hulle sit hom in daardie blok. Hulle slaan hom. Hulle verneder hom. En 'n hele dag en 'n nag is hy in daardie blok, maar dit hou nie daarop nie. Soos wat die mense deur die poort kom, spot hulle met hom. Hy word selfs in sy gesig gespoeg. Daar was nie 'n badkamer nie. Hy is verneder in elke moontlike manier. Ek wil vir u sê, dis reg voor die poort van Benjamin, by die plek waar hy moet preek, by die tempel. En Jeremia skree uit, geweld, verdrukking, soos wat ons lees in Jeremia 20 vers 8. Ja, dit moes 'n vreeslike dag en nag gewees het vir die profeet van God. Mense daar buite
is so maklik en so vinnig om te spot. Ek wil vir jou sê, as jy 'n kind van die Here is en jy staan op vir die Here, moet jy weet, maak jou reg vir 'n gespot. Maak 'n stelling. Moenie vir my sê jy's 'n ware profeet as jy nie vervolging het nie. Jammer. Noem dit so. Tot Jeremia se vriende. Jeremia 20 vers 10. Tot sy vriende het gewag vir sy val. Mense word so kwaad as jy met hulle oor sonde praat. Moet net nie met my oor my ou foutjies praat nie, asseblief moenie. En die laaste ding wat 'n prediker vandag moet doen, is om oor die hel te praat. Hy bestaan mos nou nie meer nie. Onthou jy? 'n Man kom in my die winkel in, hy sê vir my, ek is deur hel op aarde alreeds, ek kan nie meer hel toe gaan nie. Man, jy's nog nie deur brimstone vuur nie, en swaal, brandende swaal nie. Jy het nie 'n idee waarvan jy praat nie, man. In ons eie lewens vandag, kom ons in hierdie posisies, waar die vyand kom, en hy sit ons in 'n blok. Ons wil so graag vir die Here werk, maar ons kan nie, want ons sit vas in 'n blok. Baie van ons het 'n siekte toestand, en jy kan nie daar uitbreek nie. En jy soos 'n Jeremia, vas in 'n blok. Hier is ons daai einde 1. Sonde in jou lewe. Die Here het my siel gered. Ek het die Here op 'n stadium gedien met alles wat in my is. Ek het teruggeval. Ek het verkeerd gedoen. Ek verduur ongemak in hierdie sonde. As ek net weer hier kan loskom. Die sonde het so lekker gelyk. Aanvanklik het alles goed gelyk, maklik om te doen. Ek gaan maklik kan ophou. Gaan vertel dit vir die dwelmverslaafde. Gaan vertel dit vir die alkoholus. Gaan die sonde op hulle name noem nie. So 10 jaar terug. My besigheid. En my buurman langs my het 'n geweldige dobbelprobleem. Elke Vrydag dan sien jy daar ry die karretjie. Hulle gaan dobbel. Die geld en die winsies wat hulle gemaak het, word nou uitgedobbel die naweek. Maandag kom hy moedeloos terug. Volgende maandag smile hy, dan sê hy, kyk wat het ek gewen, maar hy tel nie wat hy verloor het nie. En op 'n stadium stap hy by my winkel in, en hy sê vir my, ag asseblief, ek weet nie wat ek moet doen nie omtrent nie. Ek sê, oom, ek sal vir jou bid. En ek het die Here begin vasgryp, en die Here gevra, Here, help daardie man, help hom. Hy gaan sy lewe verloor, hy gaan sy besigheid verloor. Paar weke gaan verby. Ek het die oggend my winkel se deur oopgesluit, ek het nog nie oproldeure oop nie, niks. Ek het net tot in my kantoor gestap, hier kom hy ingehardloop. Hy sê vir my, weet jy wat het vanmôre gebeur? Ek sê, nee oom, ek gaan mos nou nie weet nie. Hy sê, terwyl ek skeer, toe's jou gesig in die spieël. Ek sê, my gesig oom, hy sê, jou gesig is in die spieël. Ek sê, oom, het kan mos nie wees nie. Hy sê, jou gesig, Boeta, was in die spieël gewees. Ek sê vir hom, oom, en toe, hy sê, toe sê 'n stem vir my baie, baie duidelik, gaan na hom toe, hy gaan vanoggend daardie band breek in jou lewe, en ek wil vir jou vanmôre sê, hy gaan hom vanoggend, daai oggend, uit die juk uithaal, uit daardie verskriklike balk, van dobbel, gaan die Here hom losmaak. Ek sê, oom, ek is al regtig, as ek vir jou vertel, jy het my gesig in die spieël gesien, dit gaan nogals moeilik wees.
Maar die Gees van die Here begin met my te praat. En ek voel die krag van die Here op my. En hy gee my sy bankkaarte, daardie dobbelkaarte, nie bankkaarte, en is 'n goue een en 'n platinum een en 'n ander een. Hy sê, Boetie, ek wil hê jy moet hierdie kaarte hou. Maar die Here sê vir my, nee, knip dit. Knip dit. En ek vat daardie kaarte, stap na my gereedskapkas, en ek haal 'n bliksker uit, en ek knip die goue kaart. Daar gebeur niks. Toe ek daardie platinum kaart knip, toe kom daar 'n rukwind binne in daardie gebou, laat die deure skud. Ek gaan vir julle sê, en op daardie oomblik is daai man verlos van dobbel. Tot vandag toe dobbel hy nie meer nie. Die Here het hom uit daardie juk uitgehaal, daardie dag. Dis die Here wat ek dien. Ek wil vir jou sê, moenie dink die blok wat jy in is te groot of te sterk om jy terug te hou nie. Ek weet hier is 'n sensitiewe punt, maar gaan daaroor praat. Die huwelik, die mooiste instelling van God die Vader, wat hy 'n man en vrou in verbond aan hom verbind het. Selfs daar kan die vyand sy hande in kry. Selfs daar kan hy maak dat jy nie meer in die bediening kan wees nie. Jou kinders, jou gesin, jou familie kan veroorsaak dat jy in 'n blok gesit word. En jy kan dan nie verder aangaan met dit wat die Here jou voorgeroep het nie. Dan is daar van ons wat met ons verlede sukkel. Ag pastoor, as jy net weet, as jy maar net weet waardeur ek kom, ag sies tog. Elkeen van ons wat hier sit, en elkeen van u wat daar kyk, het 'n storie en het 'n verhaal agter hom. Maar iewers in jou lewe moet jy daarom groot word en dit agter jou los en dit vergewe wat jou te nagekom het. Sodat jy kan aangaan, dat jy daardie juk uit kan kom. Mense se verlewens volg hulle. Ek het vanoggend gekyk na die regering en ek wil vir jou sê, as jy daardie man se getuienis hoor wat die Here vir hom gedoen het, dan gaan jy verstaan hoekom ek vir jou sê, daai man het 'n toekoms, nie net in die regering nie, maar ook by die Here. En ek het 'n idee die Here het hom daar gesit met 'n doel. Gaan luister sy getuienis. Die Here het 'n draklord, 'n tronkvoël gevat en omgekeer. Jou finansies kan 'n disaster area wees. Kan 'n blok wees wat jy so vashou dat jy nêrens kan uitkom nie. Wel, wil jy vry wees van daardie blok? Kom ons kyk wat maak Jeremia. Kan u indink 'n nag en dan die volgende dag, hoe seer moet jou liggaam wees? As jou bene knak, dan verwrig jy. Jy kan nie waag om te wil sit nie, dan verwrig die blok jou keel. Jy moet net so gebukkend staan. Vra my, ek kan nie eers meer 10 minute oor 'n kar se bonnet staan nie, dan is ek in pyn. Kan u indink wat se pyn was daai man? Dit moes absolute hel gewees het. En in daardie tyd wat hy in daardie pyn was, as hy in sy gesig gespoeg, het die hele land se mense by daardie poort kom kla, hom kom sleg sê, hoe durf jy vir my vanmôre sê, want dit gaan met my gebeur, of dat gaan met ons gebeur, wie dink jy is jy? Fisies en psigies was daai man uitgeput. Jeremia 20 vers 3, lees ons waar hy vrygelaat word. Passer se dienaars loop reguit na hom toe en maak hom los. Wat doen Jeremia? Wat doen Jeremia toe? My lyf is nou seer. Ek is nou moeg.
Nee. Hy het nie gaan slaap nie. Hierdie profeet van die Here doen 'n baie groot stap. As u 'n gesalfde van die Here is en salwing op die lewe dra, sal jy verstaan wat Jeremia gesê het, toe hy sê dit brand in my hart. Terwyl hy in daai blok vas was, het hy gesê, Here, nee, het ek reg by u gehoor? Of jy sê, ja, jy het. Elke salwende, draande man en kind van die Here, as jy nie jou roeping uitleef nie, sal dit in jou hart brand. Maar kom ons kyk wat gebeur volgende. Toe hulle daai blok van hom afhaal, het hy nie huis toe gegaan om te gaan rus nie. Hy het ingestorm in die tempel in, reguit na Passer toe. Nou wil ek vir jou vra, wie vandag van ons het daardie moed? Nadat jy uit jou blok uitkom, en vir jou vyand te storm, en dan vir hom te sê, kom ons kyk wat sê hy vir hom. Jeremia 20 van vers 3. Toe sê Jeremia vir hom, die Here noem jou nie Passer nie. Aha, daai man se naam is verander, en nie vir goeie redes nie. Maar skrik rondom, want so spreek die Here. Kyk, ek maak jou skrik vir jouself, en vir al jou vriende. Kan jy dink as God die Vader jou skrik maak, en jou 'n skrik maak vir jou vriende? En hulle sal val deur die swaard van hulle vyande, terwyl hulle oë dit sien. En weet jy wat, terwyl jou oë dit sien, terwyl Passer dit kyk, en na dit kyk wat gaan gebeur, hoe die profesie van Jeremia waar word, hy gaan met sy eie oë sien, en die hele Judea sal ek gee in die hand van die koning van Babel, wat hulle in ballingskap sal wegvoer, na Babel, en hulle met die swaard sal verslaan. Terwyl Jeremia in daai blok is, gee die Here die woord vir hom. Nee, hy gaan nie stil word nie. En ek wil vir u vandag sê, wat 'n blok of omstandighede jy mag in wees vanaand, dit maak nie saak nie. Die Here gaan u vanaand uit dit uithaal. Hy gaan jou losmaak van daardie blok, sodat jy vry kan wees. Maar daar's iets wat u moet doen. Daar's iets wat een en elkeen van u moet doen. Wanneer die Here jou vrymaak, dan sê jy soos wat Jeremia gesê het in Jeremia 20 vers 11, maar die Here is my soos 'n geweldige held. Kan ek dit weer lees? Maar die Here is met my soos 'n geweldige held. Daarom sal my vervolger struikel en nie oorwin nie. En ek wil vanaand afsluit met dit. En ek wil hê ons moet staan asseblief. Kom ons staan. Ek het 'n paar dinge neergeskryf hier. een paar blokke waarin ons onsself kan bevind. Siekte, sonde, huweliksprobleme, kinderprobleme, verlede, finansies, werksituasies, wat ook al. Dan wil ek hê, terwyl ek nou bid, maak u oë toe en spreek in u hart presies dit aan wat jou vas het vanaand. Spreek dit aan wat jou keer om jou bediening uit te leef. Spreek daardie probleem aan dat die Here jou kan losmaak. En ek wil u aanmoedig, profeteer soos wat die Jeremia geprofeteer het teen daardie probleem. As dit finansies is vanaand, finansies, ek spreek jou aan in die naam van die Here om weg te gaan. En jy sal skrik vir jouself in die proses. En almal om jou, wat my ondergang wou maak en beplan het, sal ook daardie skrik
sien. Kom ons bid saam. Maar die Here is met my soos 'n geweldige held. Daarom sal hy my vervolgers struikel en sal nie oorwin nie. Here, dan bid ek vanaand, laat een en elkeen van ons, soos ons hier staan, Here, laat U ons sal losmaak uit daardie blok uit. Laat U ons sal vrymaak in Jesus naam, sodat die blok van siekte, ek profeteer teen jou blok van siekte, jy sal ons los, jou blok van sonde, jy breek met hierdie mense, die huweliksprobleme, in die naam van die Here, laat hy ons uit daardie blok uit sal haal, Here Jesus, en jou kinders, sodat ons kinders die Here sal begin te dien. Jou verlede, breek met daardie blokke, storm op hom af as jy daar uitkom, en sê verlede in die naam van die Here, gaan weg van my af, jy sal skrik rondom vir jouself wees, jou werksituasie, Here, laat ons uit daardie blok uitbreek, en dat ons die seën van die Here sal sien, want soos altyd met Israel, wanneer hulle teruggekeer het na U toe, het U U hand gedraai, en het U begin te seën, het U geslaan nie, maar U het begin te seën, laat U elkeen van ons wat vanaand hier sit, laat U ons al werklik waar begin te seën, want U is my geweldige held. Amen. Baie, baie dankie, jy kan die sitplek neem. 2024 is verby binne 'n paar uur. Ons het dit oorleef. Ons is hier. Ons is nie weg nie. 2024 is klaar. As ek vir u moet vertel wat die Here vir my gedoen het in 2024, hoe hy my teruggeruk het in die bediening in, en hy my weer begin gebruik het reg oor hierdie land. Ek het in soveel dorpe gaan preek, wonderwerke sien gebeur, duiwels uitgedryf uit mense uit, genesings gesien, mense vry gesien, mense tot bekering gesien kom. Ek wil vir u sê, 2025, ek sal vandag 'n vals profeet wees, as ek vir u sê, alles gaan oukei wees. Daar gaan 'n paar dinge gebeur 2025. Vat 'n kans om dit te sê op my YouTube video, maar dan vat ek maar daardie kans vandag. Die wêreldorde maak reg vir 2030 reset. Ons moet dit verstaan, ons moet dit weet, en hulle het gesê 2025 is die keerdatum, is die keerjaar, wat hulle alles gaan begin implementeer. U gaan baie dinge sien verander 2025. Dinge wat jy glad nie gewoond is nie. Die bou van die tempel definitief. Total surveillance. Jy sal dopgehou word. Jy word reeds dopgehou. 'n Nuwe geldstelsel. Maak jouself reg. Daar gaan geldgierigheid wees soos nooit van tevore nie. Mense se bloed vir geld. Kom ons los die prosperity preachers uit. Een wêreld godsdiens is 'n uitgemaakte saak, waar die eenheid van hierdie godsdiens verkondig sal word, maar nie die evangelie nie. Deur quantum computers en AI, die van u wat daardie huiswerk en navorsing al gedoen het, voorspel niks goed vir die mensdom nie. Pastoor, is jy nou 'n doemsprofeet? Nee, ek sê vir u, 2025 gaan dalk nie die jaar wees
wat jy gedink het dit gaan wees nie. Daar kom groot veranderings, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. Daar gaan baie dinge verander. Groot dinge verander. Dink jy dat hierdie samekomsplekke gaan nog toegelaat word met die nuwe wêreldkerk? Kan jy verseker nie. Geniet die paar oomblikke wat ons nog het saam. Waar ons as kinders van die Here nog kan saamkom. Gaan woon julle dienste by. Vir die wêreld klink dit soos 'n doomsprofeet. Vir 1 Mei moet ons bly in ons harte, want wat weet ons? Die profesie kom in vervulling en Jesus kom ons haal. En ek wil graag vir u sê, 2025, weet jy hoe maklik gaan dit wees om daardeur te kom? Maak net die Here jou geweldige held, en dit gaan nie vir jou 'n probleem wees nie. Maak nie saak wat hierdie wêreld vir ons gooi nie. Die Here is my geweldige held. Hy het my deur 2024 gekry. Bring maar 2025. Die Here bly my geweldige held. En ons gaan deur dit kom. En ek bid die Here, wie weet, 2025, oujaars aan, sit ons weer hier. En dan hoor ons die woord, wat die Here vir ons wou gee, vir 2026. Maar vir hierdie jaar, is ons kerk se lese, hierdie klein gemeentetjie se lese, die Here, is my geweldige held. En wie teen u opstaan, sal struikel en val. Baie dankie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir Jeremia wat deur hierdie stryd gegaan het. Laat ons tot in vandag se dae nog 'n woord daaruit kan kry. Dat ons tot in vandag se dae kan sien. U is die Here, ons God. En soos die Here u vir Jeremia 'n geweldige held was, laat u 2025 nou vir ons 'n geweldige held sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Dankie Dian. Ek gaan so 'n liedjie sing. Ja, kom ons sing daarom nog 'n liedjie. So ou laas enetjie vir die ou jaar.